Slaan my oë op na die berg, die wêreld in donker gehul, 'n koning gekroon aan die kruis. Sy lewe vir ons was die prys, en hy is ons bron van reden, hy is ons bron van krag, en hy is die bron van ewige lewe, en hy is. Hallo julle, ons is nog steeds hier by die kamp. Ek gaan so 'n paar foto's vir julle steek, ek as een van die Dominiane ook daar. En ek staan hier by 'n vyeboom. Ek het nog nooit in my lewe so 'n groot vyeboom gesien met sulke blare nie. Dit is ongelooflik, hy's hoog. So hierdie vyeboom is baie gelukkig hier. Ek weet nie waar kom dit vandaan nie, maar ek wil nou nie dink wat die vye was daar nie. Ons sal net praat oor die paradys nie, nee. Die tweede wenk wat ek graag vir julle wil gee terwyl ons besig is met hierdie hoe maak ons verhouding sleg, dis nou klaar nou. As jy nou klaar maak hiermee, net as 'n wenk, is die gedagte dat wanneer ons stoei met goed en ons kry dit nie uitgesorteer nie, gaan kry hulp. Partykeer moet 'n mens iemand anders vra om te kom help. Ons lees daar in Spreuke hierdie mooi teks, die Johan het ook nou die dag aangehaal, baie mooi teks. In Spreuke 11 vers 14 sê die volgende: as daar nie goeie oorleg is nie, met ander woorde wanneer mense nou praat met mense, hierdie is nou ou vertaling, nee, oorleg beteken raadgewing, val 'n volk. As ons nie met mekaar raadpleeg nie, val 'n volk. Maar in veelvoudige raadgewers, sê is daar redding. As ons dink aan Rut en Naomi daar in Rut 1 tot 4, die hoofstukke daar, het Rut en Naomi verskriklik swaar gekry. En toe gaan hulle terug na hulle familie toe, waar hulle vir Boas natuurlik ontmoet het. En daar waar Naomi baie slim geraak het met Rut, daai Naomi was baie slim geweest. En hoe Rut later met Boas getrou het. En julle sal mooi onthou, Rut was deel van die geslagsregister van ons Here Jesus Christus. Na hulle alles verloor het, hulle mans is oorlede, hulle het nie grond nie, hulle het niks. Gaan soek hulle hulp by die familie en die familie staan hulle by hom. Noem Boas, neem hulle in. En hy raak natuurlik toe verlief op Rut en hy trou later met haar. Wanneer ons dink in die soek na hulp, dis hoekom ons vir mekaar gegee is, dis hoekom ons 'n gemeente is, dis hoekom ons selgroepe is, dis hoekom ons man en vrou is, dis hoekom my kinders na my toe kom vir raad. Ons moet leer om raad te vra by mense wie ek vertrou. En ook te luister na die opinie van ander mense. Mense kan partykeer so geïsoleerd wees in jouself. Jy luister na niemand anders nie, onthou mense kyk met ander oë na ons. En hulle sien heel dikwels goed wat ons nie raak sien nie. My grootste raadgewers was my mentore gewees, my mentors. Ek het 3 sulke predikante in my lewe gehad vir wie ek verskriklik dankbaar is. Veral toe ek nog 'n jong man was, het die Here hierdie mense oor my pad gestuur. En tot vandag toe nog ervaar ek manne wat in my lewe kom deel wat 'n mentor vir my is. Vroue na wie ek ook luister, ou vroue na wie 'n mens moet luister. Wanneer ons in ons verhouding vra, Here kom help ons om liewer vir mekaar te wees en meer vrede te hê, kry wenke by ander mense ook. En mag die Here vir jou seën ook na die wyse. Miskien stoei jy met iets wat jy nou nie opgelos kan kry nie. Moet dit nie altyd onder die mat invee nie. Moenie dit ignoreer as wat nie daar is nie. Dalk kan jy raad kry net by iemand wat dalk net vir help om 'n ander manier daarna te kyk. Mense wat jou nie veroordeel of beoordeel nie, maar wat uit hulle ondervinding uit goed met jou deel. Want in ons verhoudings is dinge baie keer dieselfde. Sommige mense gaan ons voor en hulle kom met groot wyshede na ons toe. Mag die Here vir julle seën wanneer ons ook sê, Here, een van die wenke is, kom ons luister ook na ander mense en ons vra om genade. Ons kyk na onsself, ons eie hart, die verlede week sinne. Vandag sê ons as nou regtig vasbrand, kry hulp. Daar by die kerk kan jy baie hulp kry. Ek kan aanlyn vir julle ook help. Kry die inligting daar by ander kan ons maak 'n afspraak. Moenie alleen stoei met goed nie. Daar in die donkerte van jou kamer, daar wat benoud is,
kom 'n mens baie keer tot verkeerde gevolgtrekkings. Kom praat. Dis hoekom ons mekaar nodig het. Bel my, jy kan my nommer kry by Anneke en mag die Here vir julle seën daarin. Kom ons sluit dan hierdie reeks af met 'n gebed en mag die Here regtig vir ons help om in een van die moeilikste belewennisse op aarde is ons verhouding met mekaar. En daarom sê die Here, naas die feit dat ons God moet lief hê, moet ons mekaar ook lief hê. En daai mekaar moet lief hê, kom ons wees nou eerlik, is nie altyd so 'n maklike storie nie. Kom ons bid net saam. Here, ek kan nie in mense se harte kyk nie, hulle is aan die ander kant van hierdie kamera. Maar mag daar 'n spesiale ontmoeting in hierdie dag wees met al my vriende. Enige iemand wat luister na hierdie video, ek ken hulle dalk nie, maar u ken vir hulle. Weet ek, Here, is u wens dat ons ook in vrede met mekaar sal lewe. Dat huwelike gesond sal wees. Dat ons kosbare pa sal hê wat opstaan en hulle gesin mooi lei en beskerm en goed regmaak. Ons dankie vir mammas, Here, wat ons groot bidders is. Dankie vir mammas partykeer wat gesin ook by mekaar hou en die wonderlike liefde wat u vir ma's gegee het. Nou bid ek vir ons jong mense ook wat baie stoei met goed. In 'n wêreld wat so onvriendelik geraak het vir mense in die sosiale media en die goed wat ons lees en leer ook. Wil ek vra dat u vir hulle asseblief met ons jong mense ook sal ontmoet. Dankie Here vir raadgewers, mentore rondom ons. En dankie Onse Vader dat ek weet u stuur mense oor ons pad sodat ons nie alleen hoef te wees nie. En daarvoor eer ons. Amen. Onthou Adam is alleen. God het vir hom 'n maat gegee. Sy sou sy helper wees. Hulle staan saam. Dis 'n Bybelse beginsel. Mag die Here baie spesiaal vir julle onderneem. So wees rustig volgende week selfde tyd. Ons sal natuurlik 'n ander area kies. Hierdie is nog by die kamp. En die Jaanse is besig om hulle tente op te slaan hier. Wees veilig in hierdie week. En kom ons ontmoet weer volgende week rondom hierdie video's. En dankie vir al julle gebede en julle terugvoer wat ek wil kry. Totsiens. Soos die Here wil, ons mekaar volgende week weer sien. Ewige lewe en hy se kleed het geskeur. Gelowiges reis uit die graf. Die regverdige sterf vir my. Nou is ons vry om voor God te bely.